die Heilige Gees laat ons leef. En jy sal hoor waar ons begin vanaand. Eintlik het ons al donderdag aand so 'n soort van begin, maar die eintlike begin nou vanaand. Laat die Heilige Gees ons leef. So, kom ons kyk net na enkele afkondigings. Elke Pinkster bidtuur in die aand gaan rondom 6:00 wees. En diegene van u wat in die oggende beskikbaar is meer as welkom. 9:00 in die oggend gaan ons ook 'n Pinkster bidtuur hê vir diegene wat nie graag in die aand wil uitgaan nie. En môreoggend gaan ons wel hier in die kerk sit. Dis maar as gevolg van na die bazaar, alles wat nog reggepak en reggeskuif moet word. Maar van Dinsdagoggend af gaan ons daar in die Maranatha lokaal sit, waar ons heerlik gesellig saam sal kuier. Dan volgende Sondag het ons die voorreg om nagmaal saam te gebruik en so vanuit die woord ook by die nagmaal uit te kom. Dan baie geluk aan almal wat verjaar in hierdie komende week. Onder voorbidding sal u daar sien 'n naam wat bygekom het, onder andere tannie Amanda Eilwoord, wat 'n heupvervanging gekry het. Diegene van u wat Sondagaande die dienste bywoon, u sal altyd sien, dis François se moeder wat daar by hom sit. Verlede Sondag aand, toe hy haar huis toe vat, toe sy by die huis uit die motor uitklim, het sy geval en haar heup gebreek en toe 'n heupvervanging gekry. En François sê ook vir ons, dink in ons gebede aan haar en baie sterkte nog verder. Dan, liewe gemeente, die damesoggend, ons is nou klaar met die bazaar en al die dinge. Die 21ste Junie is daar 'n damesoggend. Dit is R100 per persoon, maar ek kan u verseker, die spreker Dr. Johan Kutsie gaan 'n baie interessante gesprek met die dames hê, en die dame wat so 'n musiekitem of 3 gaan lewer, speel op 'n baie interessante instrument en manier. Kom luister, dan sal jy sien wat ons bedoel. Dan ons gemeentekamp, baie belangrik. Bespreek maar asseblief, die skakel is al op die wijksgroep uitgestuur. Bespreek dat ons ook weet wie almal wil gaan saamkamp. Dit is ons afkondigings vanaand. Ek was nou natuurlik nie vanoggend hier nie met die ringsvisitasie, maar Wonderboom gemeente dra ook hulle groete oor aan ons gemeente. En dan wil ek net graag, en ek sal dit volgende Sondag weer doen, maar dit voel vir my amper so mosterd na die maal volgende Sondag, maar van my kant af, ek en Hetty as leraarspaar wil vir elkeen sê, ongelooflik baie dankie vir gister. Weet jy, dit was heerlik gewees om almal daar te sien en saam te werk en ja, saam te kon eet in die lewe. Jy het vir jou moeilikheid gemaak, broer. Ek het heerlik van daai skaapvleis geëet. Maar dit was so ongelooflik lekker en baie dankie. Daar's baie ure, se harde werk ingesit om dit moontlik te maak. Veral ons gedagte rondom die diere wat hier was en alles, dit was wonderlik geweest en ons wil net vir elkeen sê baie dankie daarvoor. En nou wil Konstant iets vra. 'n Suzuki se ligte wat aan is. Wie 'n Suzuki bestuur wat hierdie kant parkeer het, se ligte is aan. Hier's nou 2 mense wat opspring, hier's te veel Suzuki's in die gemeente. Dankie Konstant. So liewe gemeente, nou kry ons die geleentheid om stil te raak voor die diens begin. Kom ons sing die Onse Vader as wydingslied staande saam en dan raak ons so stil voor die Here. Oh
Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Psalm 230. Gesang 230, vers 1 tot en met vers 4. Die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Kom ons sing vers 1, 2, 3 en 4 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, om u woord te open. En dan gebeur dit vanaand dat hier in die gedeelte wat ons gaan saam lees, waar soveel mense stry oor, dien ons een ware God, of dien ons 'n drie-eenheid? Of is dit net 'n geval van ons dien 'n Vader in die hemel? En dan is dit so wonderlik dat vanuit u woord vanaand ook gesê word, die woordjie ons. En dat u ons van donderdag aand af leer, maar u is 'n eenheid. En deur liefde gee u ons die kans om ook te verstaan en te wys, ons glo in u. Mag u liefde ons hierdie week lei, dat ons werklik 'n biddende gemeente sal wees, 'n kerk sal wees wat met opgewonde harte hier by mekaar sal kom. En dat ons die woord sal drink, soos wat ons die sop na die tyd sal drink, dat ons honger sal wees om na u woord te luister. En dat dit die grootste voorreg is, dat ons vanaand ook hier in die huis kan wees.
spreek tot u kinders. Ons is begeerig om te luister. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing uit die woord van die Here is ook vanuit Johannes 14. Ons het donderdag aand gelees vers 1 tot en met vers 14. Vanaand gaan ons lees vers 15 tot en met vers 31. Johannes 14 vanaf vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in die Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit, dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet, en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanaand. As teksvers, dieselfde vers as donderdag aand, die eerste vers van hoofstuk 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ervaar u dit ook, hierdie warm troos in ons harte as ons vanaand vir mekaar sê, God is by ons teenwoordig deur die Heilige Gees.
Die grootste behoefte wat die mens in vandag se tyd kan hê in donker tye word hierdeur beantwoord. Maar jy gaan dit net verstaan as jy 'n gelowige is. As jy nie in die Here Jesus glo nie, hoekom gaan jy dan hierin belangstel? En die vereiste wat die Here gestel het is baie eenvoudig. Sy liefde. Die liefde wat hy tot ons het, maar ons liefde wat ons teenoor hom het. Kom ons dink net weer vir 'n oomblik saam oor wat ons ook donderdag aand vir mekaar gesê het oor wat gebeur in hoofstuk 14. Die Here het vir Petrus gesê hy gaan hom verloon. Die Here het vir Judas gesê, maar hy gaan die een wees wat hom gaan verraai. En dan het die Here in vers 38 gesê, maar hy gaan ook moet weggaan. En dit is waaroor hoofstuk 14 dan verder gaan, waar hy vir hulle sê, maar hy gaan weg. Hy gaan hom vir hulle plek voor te berei. En dan begin hy om te sê, moenie dat julle hart ontsteld wees nie. En die antwoord kom so duidelik, want dit is goeie nuus dat hy weggaan. Dit is goeie nuus dat hy gaan plek voorberei. Want as hy gaan om 'n plek voor te berei, dan gaan die belofte ook waar word, hy kom weer. Dis hierdie twee beloftes wat so aan mekaar verbind word, wat vir die gelowige die troos bring, maar Jesus kom weer. Wat is die kern van hierdie belofte? In vers 16 staan daar, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Heilige Gees. En nie net sal die Gees by hulle wees nie, hy gaan hulle nie as wees agterlaat nie, sê vers 17. So in hierdie gedeelte is daar 3 sake rondom die Heilige Gees wat baie belangrik is. Eerstens, hy is ons trooster en hy bly by ons. Tweedens, dis die Heilige Gees wat ons in die 3 eenheid aan God verbind, dat ons kan sê, ons is sy kinders. En dan leer die Heilige Gees ons en bring vrede in ons harte. Jesus sê in vers 16, ek sal die Vader bid, en hy sal 'n ander trooster gee om by julle te wees. As u vir 'n oomblik daaraan dink, ons het al 'n paar keer in Romeine 8 vers 26 die volgende vir mekaar gesê, en net so kom ook die Gees met 'n hoofletter, ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. In Romeine 8 vers 26, in Romeine 8 vers 34, en dan hier in Johannes 14 vers 16 word die woord wat gebruik word vir trooster, dieselfde woord parakletos in Grieks. En dit beteken trooster, helper, voorspraak, pleitbesorger, of 'n mens kan die woord gebruik advokaat. Iemand wat vir jou intree. Nou wat bedoel Jesus as hy sê in vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal 'n ander trooster vir julle gee? Wie is dan die eerste trooster? Het ons 'n ander trooster nodig? Is die eerste trooster nie voldoende nie? Dit is wat die betekenis van hierdie vers so wonderlik maak, is die ander trooster is die Heilige Gees. Die eerste trooster was Jesus self, hy wat by hulle was, hy wat hulle geleer het. Vir 3 jaar het hulle in die teenwoordigheid van Jesus geleef, geleer. Hy het hulle beskerm, hy het vir hulle gebid. Hy het hulle reg gehelp as dit nodig was.
So hulle het in hierdie verhouding saam met Jesus Christus gelewe vir 3 jaar lank en nou gaan hy skielik weg. Hulle kan nie as wees agterbly nie. As hulle as wees agter moet bly, beteken dit, God is nie meer met hulle nie. Maar die almagtige drie-enige God het sy Gees gegee om in ons harte te woon, dat ons vandag kan sê, God is by ons teenwoordig. Weet jy wat is die wonderlike troos van hierdie woorde, ek sal julle nie as wees agterlaat nie. Het jy al daaraan gedink dat 'n weeskind het geen erfdeel nie? Hy het niks om aan vas te hou. Hier sit hy is wees, hy's alleen. Ja, hy kan in pleegsorg wees, hy kan in iemand anders se huis woon. Maar daardie wete, hy is alleen, bly altyd by hom. Nou Jesus het dit so beskik en die belofte dan so vasgemaak. En hoor wat staan daar in Romeine 8 vers 16 en 17. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hoor die belofte? Die Gees getuig saam met ons gees. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons is nie weeskinders nie. Ons is kinders van God. En die Heilige Gees wat in ons harte woon, oortuig ons daarvan. Ons is nie sonder 'n Vader nie, ons het 'n hemelse Vader wat met ons is, by ons is, in ons leef. Baie keer kom die aantuiging teenoor die gereformeerde leer en sê, maar ons maak heeltemal te min van die Heilige Gees. Is die Heilige Gees so werksaam in die gereformeerde kerke soos wat dit in die charismatiese kerk is? Liewe gemeente, die kern van vanaand se boodskap is juis dit, dat die werking van die Heilige Gees maak dat jy kan staan en sê, ek is kind van God. Die werking van die Heilige Gees maak dat jy kan sê, maar die verhouding tussen Christus en sy kinders word deur die Heilige Gees bevestig. Wanneer die Here Jesus sê, hy het homself ontledig en minder geword as wat hy was in Filippense 2, dan wys dit juis dat die Heilige Gees wat nou aan ons gegee is, hierdie goddelike volheid volgemaak het toe Jesus opgevaar het na die hemel. Die feit dat sy Gees uitgestort is in ons harte, maak dat daardie woordjie ons in vers 23 sal na hom toe kom en by hom woning maak, gee vir ons die betekenis. Ons, wat die almagtige, drie-enige God is. 'n blywende teenwoordigheid. God self neem intrek in die hart van die gelowige. Hoor u wat ons mekaar sê? Ons sê nie vir mekaar vanaand, ons is onskuldig, sondeloos nie. Ons is nog steeds skuldig voor God. Maar God het u en my gekies om in ons harte woning te maak, om sy kinders te wees. Daarom is ons nooit alleen nie. Selfs in ons diepste swaar kry, staan ons nie alleen nie. Selfs wanneer alle mense ons verlaat en dit voel asof jy so alleen in hierdie wêreld is, nee, God is met ons. Selfs in die grootste swakheid wat ons beleef,
Daardie hartsgevoel van ons is niks werd nie, ons hoort nêrens nie, ons het gefaal in die lewe. Nee. Die trooster, die Heilige Gees is daar en woon in jou. Wat doen die Heilige Gees dan? Waarom is dit goeie nuus dat hy in ons is? Hoor wat sê vers 20 van ons geleesde gedeelte. In die dag sal julle weet dat ek en my Vader is en julle in my en ek in julle. Die beeld van eenheid, van 'n verhouding, van innige verbondenheid, die band met God. Paulus het in Romeine 8 vers 9 die volgende gesê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. So as u vanaand hier sit en u bely, Jesus Christus is u verlosser en saligmaker, dan kan u dit alleenlik doen deur 'n ware geloof in hom. U kan dit alleenlik doen omdat die Heilige Gees u oortuig en geleer het dat ons net een verlosser het en dit is Jesus. Maar dat die Heilige Gees jou oortuig van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Want dis die Gees wat geloof in ons harte werk. Dis die Gees wat ons oë open vir wie Jesus is. Dis die Gees wat ons bring tot bekering. Dis die Gees wat maak dat ons in God kan leef en hy in ons. Die Here het 'n voorwaarde wat hy daaraan gekoppel het as 'n bewys. Nie om dit te word nie, as 'n bewys daarvan. Vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, hoor u die vrug van die Gees wat in ons harte werk? Hierdie afgelope maand en 'n half, 2 maande, ons het telke male vir mekaar by die kruis gebring en daar stil gestaan. As iemand vanaand vir u die vraag sou vra, het u die Here lief? Daardie antwoord moet spontaan wees. Ja, met alles in my. En hierdie ware liefde vir Christus bring gehoorsaamheid voort. Gehoorsaamheid aan Jesus Christus. En dis nie iets wat jy uit jou eie krag kan doen nie. Jy kan dit net deur die Gees doen. En wanneer ons in Filippense 2 vers 13 lees, want dit is God wat dit in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae, dan maak dit sin. Want die Gees is in ons, en die Gees is deel van die drie-eenheid. Daarom kan ons godsdiens nie 'n dooie godsdiens wees nie, 'n godsdiens sonder hart nie. Lewend aktief, sigbaar. En dis wat die Heilige Gees moontlik maak. En hierdie waarheid, dat die drie-enige God ons liefhet, dit bring ons nie by 'n leeu weg nie. Dit bring ons by die teenwoordigheid van God uit. Dat God met jou is, in jou is, deur sy Gees.
Nou wat doen die Heilige Gees nog volgens hierdie gedeelte? Kyk in vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien ons die Heilige Gees as ons leermeester? Nou kan jy vir my vra, maar hoe is dit moontlik? Vir 3 jaar het die Here die disippels geonderrig, hulle geleer. En hy stort sy Gees oor hulle uit na sy hemelvaart. En hierdie disippels gaan die wêreld in en hulle verkondig die evangelie omdat hulle lief is vir die Here. Daardie disippels, daardie leer wat Jesus hulle geleer het, is die fundament van die Nuwe Testament. Jesus leef. Nou leer ons in vers 26 dat die Heilige Gees ons gaan herinner. Liewe gemeente, het u dit al ervaar dat u die woord van God lees en u kan dit gerus toets? Vat 'n hoofstuk in die Bybel. Lees dit vanaand. Raak bidden, soek en stil voor die Here, lees dit vanaand. Lees dit oor 2 weke weer. Lees dit oor 2 weke daarna weer. En u gaan elke keer deur die kragtige werking van die Heilige Gees by die woord van God stil staan wat God jou leer. En nie noodwendig altyd by dieselfde gedagte nie. Maar as die woord van God nie vir jou lewend word deur die Heilige Gees nie. En in eenvoudig Afrikaans, as jy nie die woord van God lees met geloof nie, dan kan jy die woord van God, die Bybel, duisende kere deurlees en dit gaan vir jou nie lewend word nie. Maar deur God wat dit in jou werk, is die woord nie dood nie. Dit is lewend. Dit verlig jou verstand. Dit leer jou wat is reg en wat is verkeerd. Maar dit leer jou dat God self met jou praat vanuit sy woord. Daarom is dit nie net 'n boek nie. Dit is nie net 'n boek wat op jou boekrak moet staan of voor jou bed moet lê en so nou en dan blaas jy so 'n bietjie die stof af nie. Dis die woord van God. Dis hoe God met jou praat. En in hierdie gedeelte kry ons die vrede daarvan. Daar die belofte vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Om God te leer ken en in hom te bly, neem daar die afstand, die afwesigheid wat ons ervaar om ver weg te wees van die Here, dit neem dit weg. En ons leef naby aan die Here. Ons leef deur die Here. En wat doen dit? Dit bring innerlike rus in die gelowige se hart. Geliefdes, die probleem is ons vrede word baie keer gefestig in hoe groot ons bankrekening is. Ons vrede word gefestig in hoe sterk ons versekeringspolis is. Ons vrede maak ons harte rustig as die pille in ons hand goed genoeg is om te werk. Hoe meer besittings ons het, hoe rustiger is ek vir die dag as ek aftree, want ek kan daarvan verkoop. Een kind van God se vrede is nie in die aardse gevestig nie.
dis in God gevestig. En as kind van die Here, kan ons vanaand hier uitgaan met daardie vrede. So wanneer ons verlore voel, bid deur die Heilige Gees, dat God ons harte oopmaak vir Jesus Christus. As ons worstel met sonde en ons struikel en kry swaar, vra God dat die Heilige Gees ons sal lei op 'n pad van gehoorsaamheid. As ons alleen voel, as ons magteloos voel, asof ons nie weet watter kant toe nie, bid en weet, die Heilige Gees is die trooster in jou. As jy onseker is oor die toekoms, dit is so wonderlik wanneer ons as mense vandag met mekaar praat oor die dag van môre en die toekoms, en jy kom so by die woordjie politiek, en dan kom jy so bietjie by die woordjie van die kerk, dan is dit asof die mense wil sê, nee, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dis nie nodig om te weet wat gebeur nie, want God is die toekoms. Hy gee rus en vrede en die dag van môre is in sy hande. En die troos daarvan is dat ons as kinders van die Here nie as wees agtergelaat is nie, maar die trooster ontvang het om die dag van môre saam met God in te stap. Nie alleen nie. Dat ons kinders van God is, want ons is wedergebore gemaak. Ons is verbind aan Christus. En ons het die voorreg dat die trooster van die hemel self in ons harte woon. Liewe gemeente, as ons daarom die onsekerheid, die grootste behoefte in ons harte ervaar van waarheen volgende, gaan na God toe. Gaan raak stil voor God en weet, die Heilige Gees leef in jou en jy mag kind van God genoem word. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vir U dankie sê vir U woord vanaand. Want daar is soveel dinge wat gebeur in ons lewens. Ons kinders skryf eksamens. Ons kinders is besig om te antwoord op dit wat hulle geleer het hierdie afgelope kwartaal. Vir baie van hulle is dit 'n verskriklike pad, 'n swaar pad. En hulle kry swaar wat dit aanbetref, en ons wil bid vir elkeen van hulle, of hulle goed doen, en of die punte nie so goed is nie, mag U met hulle wees, mag U hulle dra, mag hulle weet en ervaar, U is by hulle. Ons wil bid vir elke onderwyser, elke dosent, dat hulle harte met liefde gevul sal wees, wanneer hulle ook ons kinders onderrig. Want as hulle harte met liefde gevul is, kan ons getuig daarvan, dat hulle U ken. En dit is vir ons belangrik. Ons wil bid vir elke volwassene wat vanaand in die kerk is. U ken diegene wat werk het, diegene wat nie werk het nie, hulle wat swaar kry in hulle werk. U ken hulle wat afgetree is. En U weet watter pad vir elkeen van ons wag in die dag van môre. Maar vanaand wil ons stil raak en vra dat U vir ons meer bewus sal maak van U teenwoordigheid.
sodat die wêreld daar buite nie ons bekommernis sal word nie, maar eerder ons harte, dat ons U liefhet met alles wat in ons is. Dankie dat U liefde vir ons 'n belofte is in die teksgedeelte wat ons vanaand saam gelees het. En ons wil met ons hele hart bely, ons het U lief. Leer ons om vir U so lief te wees, dat ons hele verstand, ons hele hart, ons hele wese daarvan sal uitroep. Ons het U lief. Maar dat daardie liefde ook uitgebrei sal word na ons naaste, diegene rondom ons. Want om vir elkeen rondom ons so lief te wees, soos onsself, en as U die hart is waarmee ons lief het, dan gaan ons lief hê soos kinders van God behoort te hê. Ons wil vir U dankie sê vir gister, dankie vir die bazaar, vir die wonderlike samesyn, die gesindheid, die harde werk wat elkeen ingesit het. Van die ontbyt tot die middagete, elke ietsie wat ons gehad het om te eet, dat ons met dankbare harte kan weet, U het ons liggame gevoed. En soos U ons liggame gister gevoed het, het U ons siele vandag gevoed. Gevoed met U woord. Maar dankie dat ons in alles net U naam kan grootmaak. Dankie vir al die hande, vir elkeen wat U gestuur het om werksaam te wees in hierdie wonderlike gemeente. Dat ons na hierdie diens 'n koppie sop kan gaan drink, omdat ons met opgewonde harte wil dankie sê en mekaar 'n handdruk wil gee. Ons wil U naam loof en prys. Dra ons in hierdie week, stuur U elke een met elke bidtuur geleentheid, of in die oggend of in die aand, dat ons sal weet, ons kan U naam groot maak, omdat ons vir U lief is. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Kom ons sing met dankbare harte Gesang 226. Gesang 226 vers 1 en vers 2. As u saam met ons sal kyk na die tweede vers se woorde. O Heilige Gees, o Heilige God, laat ons al meer gehoorsaam word. Gee ons meer liefde vir u woord, ons almal wat aan God behoort. O Heilige Gees, o Heilige God. Kom ons gee net gou 'n oomblik kans. Ek sien daar is 'n probleempie met die lied. Kom ons gee net gou kans. Daar is hy, Gesang. Dis 230. Gesang 226 vers 1 en vers 2 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here. Gaan leef in sy vrede, omdat die Heilige Gees God by ons teenwoordig maak. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen.